Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug by die Groot Ontbyt. Dit is tyd vir volgenskrantbesprekings en Gert van der Westhuizen sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer. Goeiemôre Pierre. Meneer Van. God, ek het weer die verkeerde aanspreekvorm gebruik daar. Ja. So skop die dag op die verkeerde voet af. Nee. Bafana het nou die dag, maar dis iets ons gaan nou daaroor. Bafana, ja. Ja. Is 'n ander saakie. Gert, ons begin by die ANC pos nog 'n burgemeester. Ja, ek het nog 'n burgemeester gepos van die Madibeng plaaslike munisipaliteit. Jennifer is nou 1 week, want verlede week het hulle Sipho Gadebe van Imfuleni gepos. Ja. Ek dink die ANC is 'n bietjie skandaalig. Hoekom pos hulle nou die burgemeesters hier nie aanloop tot die munisipale verkiesing? Soos iemand van die DA het vir my gesê daar in Imfuleni, hoekom het hulle nie die burgemeester gepos toe daar rou riool deur huise geloop het nie? Dis mos nou 'n ernstige oortreding. Ja, maar dit beteken niks vir die NEC. Die ANC se NEC worry nie oor dit nie. Nee, hulle worry nie oor dit nie. Lyk my hulle worry net as hulle wyke verloor. Ja. En hulle worry as dit nou bietjie naby aan die verkiesing kom en mense sien hoe swak die ANC munisipaliteite regeer word. Dis verstommend, want anders moes Johannesburg se burgemeester dalk ook al 'n bossie trekpas gekry het as die ANC nou regtig even-handed wil wees oor alle burgemeesters, want hulle sê die mense word nie ontplooi om posisies te beklee nie, hulle word ontplooi om dienste aan mense te lewer, om mense se diensknegte te wees. En dit is alles behalwe wat gebeur. Hierdie man van Madibeng, Douglas Maimane, is al 'n vorige keer herroep en toe het hy hom tot die hof gewend om te sorg dat hy aanbly in sy pos. So ons sal nou maar sien hoe gaan dit hierdie keer. Gister natuurlik by Imfuleni, toe moes daar 'n raadsvergadering plaasvind, toe daar gaan niemand op, die ANC het nie opgedaag. Wat? So Imfuleni het nou nie 'n burgemeester nie en hulle het ook nie 'n begroting. Ek kan nie dink dat hulle al iemand daar aangewys het as 'n plaasvervanger vir Gadebe nie. Ek dink ook nie is iemand al aangewys om Maimane te vervang nie. So jy kan ook nie 'n burgemeester net onttrek en dan skielik iemand aanwys nie, want dan is dit in limbo, jy weet, die hele tyd. Onthou julle hoe dit in Pretoria gegaan het, ons gesukkel het om 'n burgemeester te kry. Nou ja, so gaan dit nou maar hier in die aanloop tot die munisipale verkiesing. So die kiesers moet nou maar mooi kyk wat gebeur. Ons onder andere ook weer in Tshwane 'n stemming gewees hierdie week waar hulle gekies het om nie tenders te ondersoek nie wat onwettig was en waar daar vraagtekens oor is wat ook in so 'n sitting wat hulle gesê het nie, hulle hoef dit nie te ondersoek nie. Ja nee, dit gaan maar rof. Ons sal sien wat sê die Madlanga kommissie as hy klaar is met sy so sittings. Praat van Madlanga kommissie, daar is nou die Valke man is nou daar besig om te getuig by die Madlanga kommissie, maar daar is 'n ander storie wat 'n mens ook na kan kyk. Ja, hierdie Madlanga kommissie verbaas my elke dag hoe dit die mense se verbeelding eintlik aangryp, nie? Want adjutant-offisier Karl Sander wat 'n lid van die Valke was, is aan leenverklikkertoetse onderwerp oor die dwelms wat gesteel is, 200 miljoen rand se dwelms wat in November 2021 uit die Valke se stoorkamers daar in Port Shepstone gesteel is. Hy is verdink van die diefstal toe sy aan leenverklikkertoetse ontwerp. Hy het nou eers gister gehoor dat die leenverklikkertoetse positief was, dit wys hy was onskuldig. Hy blykbaar baie tranerig, maar toe die ander storie, lyk my daar's allerlei goed uit die kantoor uitgesteel en onder meer is sy koffiemasjien ook gesteel. Uit die Valke se kantoor. Uit sy Valke se kantoor. En daar was baie daar's baie vreemd teen hom opgetree. Hostile teen hom opgevyhandig. Die mense was vyandig gesind teenoor hom omdat hy hierdie dwelmgoeders ondersoek het. En toe word hy daarvan beskuldig dat hy sy eie koffiemasjien gesteel het en hy sê die koffiemasjien was vir hom 'n veilige hawe gewees. En toe het mense op hierdie crowdfunding skadebefondsing begin om geld in te samel om vir 'n nuwe koffiemasjien te koop. Hulle wou aanvanklik net 5000 insamel. R5000, maar lyk my gisterand teen 8:00 was al R50000 ingesamel om vir 'n nuwe koffiemasjien te koop. So die man het nou regtig die verbeelding van die publiek van Suid-Afrika aangegryp. En Tebogo Kaas, stigter en voorsitter van Public Interest South Africa, het Sander vir sy toewyding aan sy werk in 'n oop brief bedank. Hy het gesê sulke mense is nou 'n baie goeie voorbeeld, mense wat hulle werk doen ondanks al hierdie uitdagings in hulle pad, struikelblokke in hulle pad. Wat wonderlik. Dis goed. Dis 'n lekker syf ja, van die en verhaal. mense praat altyd oor hoe swak die wetstoepassingsagentskap is, maar hierdie wys jou daar's goeie mense daar wat hulle werk doen ten spyte van alles wat in hulle pad staan. En die publiek waardeer dit. En die publiek behoort dit te waardeer, ja. En hier kan jy sien daar's bewys dat mense goeie werk waardeer. En dit is 'n bewys, ja. En nou gaan hy 'n nuwe waardeer koffiemasjien hooplik kry. Ja. Gert, dan Super El Nino dreig. Hoe gaat ja, ons het dit nou nie nodig nie, Jennifer. Jy het nou nie nuus gelees van al die oliepryssstygings en goeder wat nie goed vir die ekonomie is nie.
Hier's nou El Nino weer 'n verskynsel op pad. Die mense verskil oor hoe erg dit gaan wees, medium of sterk. Dit lyk net of dit tot uitermate reënval gaan lei in sekere lande, maar hier by ons gaan dit tot groot droogtes lei. Dit is die laaste ding wat ons nou nodig het. Dit is nog 'n knellende droogte met ons landbou sektor wat een van die grootste werkverskaffers in die land is, wat baie buitelandse valuta vir ons verdien. En 'n mens weet as mens droogtes hier in Suid-Afrika het, dan dink jy aan water. Ons al klaar probleme met water. En droogtes is ook nie goed vir mense se gemoedstoestand nie. Ons het dit nie nou eintlik nodig nie, maar daar's nou niks wat ons hieraan kan doen nie. Die ekonomie druk reeds, Ja, die ekonomie druk dieselpryse reeds, ja. druk Ja. die landbouindustrie al klaar en nou in kunsmispryse. Ja, nou sit ons met as ons nou met dit sit, dit is nie baie goed vir ons nie. Jy weet baie boere kry ook nou al klaar swaar weens back and claw en dit is net nie 'n goeie situasie waar ons is nie, maar dis ons COVID-19, jy kan niks staan doen nie. Jy moet dit nou maar in die gesig staar en ek hoop nou maar ons het rampbestuursplanne in gereedheid en mense hoop nou maar nie ons sal nie die hele tyd net op gift of the givers hoef te moet staat maak vir wat water en voer vir mense aandraai. Ja, nee, dis. Dan Trump en Netanyahu, hierdie dis 'n liefdesverhouding wat dalk 'n bietjie suurder kan raak. Ja, blykbaar het Donald Trump nou verskriklik oor die foon aangegaan oor Netanyahu. Hy het van gevra, "What the F are you doing?" Hy het gesê, "Jy is effens mal. Jy sal in die tronk gewees het as dit nie al vir my was nie. I'm saving your ass. Everybody hates you now. Everybody hates Israel because of this." Want Trump wil nou hê daar moet vrede in Libanon wees want dit is deel van die ooreenkoms met Iran, maar lyk vir my Netanyahu val nou nog steeds aan. En na die oproep wat Israeliese media ontken, die oproep was so rof geweest, maar die hy wil nog steeds Libanon aanval en Trump het lyk my nou 'n bietjie kwaad geraak want ek dink hy's ook in 'n hoek. Hy wil nou hierdie oorlog beëindig en hy wil hier wegkom want die ekonomie kry swaar en ek sien hulle het Iran weer aangeval en Iran het weer vir Bahrein aangeval en Kuwait aangeval en die samesprekings vorder nie eintlik nie. So ek dink Trump is 'n bietjie desperaat om dit klaar te kry en dat hy nie nodig het Netanyahu nog hier van die kant af wap en goed verkeerd plekke aanval wat hy nie moet aanval of nie in vrede belangstel nie. Daar word gesê dat Trump maar oorreed is deur Netanyahu om die oorlog teen Israel te begin, wat nou ontken word deur albei kante, maar daar's baie goeie getuienis daarvoor en ek dink hy's nou 'n bietjie suur daaroor ook nog, jy weet. Man, Gert, mense wil net hê dit moet nou ophou. Dit moet nou net ophou. Wat die probleem net met die Libanon-oorlog, dit raak net soos in Gaza, dis 'n verwoestingsoorlog. Jy weet alles word aangeval, skole, hospitale, ek sien selfs een of ander vakansieoord waarvoor Libanon bekend is ook aangeval en verwoes die naweek. Ek weet regtig nie of dit nodig is nie. Jy weet dit wys net vir jou hierdie goed gaan nooit ophou nie. Want jy skep net elke keer nog rede vir wraak en haat en alles en dit gaan net nie ophou nie. En iewers ek weet net nie wat sal moet gebeur daar. En ek weet net nie of daar ooit iets sal gebeur nie. Jy weet hierdie oorlog hou nou al vir duisende jare aan. Mense wonder nog of dit baie mense is skepties of dit ooit sal ophou. Of dit ooit sal ophou. Jy weet niemand wil die ander een se bestaansreg erken nie. En geweld is lyk my die enigste opsie wat die mense het daarso. Gert, dan 'n hongerbeer jaag Japaneese. Ja, Jennifer, lyk my daar's 'n groot probleem met beere in Japan. Hulle word wakker uit hulle winterslaap en dan is hulle honger. En dan gaan soek hulle by menslike plekke kos, maar jy weet, die mensdom beweeg nou al hoe meer in diere se terrein in. So dis baie maklik vir die beere en die ou was nou by 'n motorvervaarder onderdele fabriek gewees waar hy mense gebyt het. Jy weet, ek dink dit is nogal taamlik seer. Ek dink een van die mense het nogal ernstig seer gekry en hy was toe na 'n ander plek toe ook. En daar was dan in die laaste jaar tot en met Maart is meer as 50,000 waarnemings van beere landwyd aangemeld. So dit is nogal 'n taamlike probleem. Hulle sê laas jaar was daar 13 mense wat dood aan gevolg van beeraanvalle in Japan. As gevolg van beeraanvalle. So dit raak 'n baie groot probleem in Japan. Daar's 'n video wat ek gister gekyk het waar jy weet die beer die een ou aanval en toe was 'n gelukkige kar wat verbykom en so half die beer verjaag het. Maar kan jy jouself dink, daar stap jy nou by die fabriek en 'n beer kom jy uit nêrens uit nie. Dit is 'n bietjie 'n groot nee. Maar beer is nie so gevaarlik nie. Ja, Peer. Beer is mos maar 'n teddyrig. Jy dink seker maar aan jou teddybeer van kleintyd af, maar onthou daai ding word so 70 keer groter en dan wil hy byt. Want hy's honger. Hy het nou lank geslaap, nou wil hy eet. 13 mense, daar's baie Japaneese op. Jy gaan vir 'n beer kan weghardloop. 'n Beer lyk vir my nogal taamlik vinnig. Jy het nou oor diere gepraat, maar lyk vir my hardloop. Dan, en ons praat oor Bafana wat nie kan tel nie. Wel, as daar nou 'n man is wat teruggeroep moet word, is dit Victor Tseke, Bafana se bestuurder, want die man jaag net aan.
Jy weet, hy het al verlede jaar ergens het hy 'n speler laat speel wat nie moes gespeel het nie, dit FIFA se reëls oortree. Jy weet, al wat 'n bestuurder moet doen is tel hoeveel geel kaarte 'n speler het as jy in 'n kwalifikasieringsronde betrokke is. Kyk dat almal visums het om na die volgende plek toe te gaan. Dit behoort nie so moeilik te wees nie. Al is dit Amerika, maar Bafana se vertrek is nou bietjie uitgestel omdat hy nie visums vir almal gehad. Nou kom dit uit dat ons in die wedstryd teen Nicaragua in 'n stadium 12 mense op die spelers op die veld gehad het. So die man, het kan ook nie so lekker tel as mense afgehaal word en plaasvangers word opgestuur. Nou dit is 'n baie ernstige oortreding volgens FIFA se reëls. Hulle kan nou die wedstryd aan Nicaragua toeken 3-0, maar dan kan ons ook stewige boetes betaal. Jy weet so, ja, dit is verstommend nie. Ek gaan nie sê wat ek dink nie. Wat dink jy, Dit is P? verstommend. Ek kan nie verstaan hoe selfs jy as 'n speler nie agterkom. Hoorie, ek en jy speel nog nou in dieselfde posisie nie. Ja, Dis mos nou onmoontlik. Jennifer, Ja, dit Gert. lyk nie vir my dit is so moontlik nie. Ja, maar jy ek hou doen mos nou van nie. sokker. Ek Julle- doen, Ja, ons hou maar- van Hou sokker, mos ons gaan nou van groot sokker kyk met die Wêreldbeker teen. Ek dink nou nie Bafana staan gevaar om die Wêreldbeker te wen nie, maar mens hoop hulle doen nou nie te sleg nie. Nee, ons dat hoop hulle so. vir 'n slag die tweede ronde kan haal en so aan en so aan. Met 11 spelers op Dit die gaan nie veld. alweer nie. Kan nie gebeur. Dit sluit nie die doelwagter, 11 Precies. spelers op die veld. Gert, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dis 'n groot plesier, baie dankie. Dis Gert van die Westhuizen, ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.